met julle oor twee goed praat. Aan die een kant, een van die, dink ek, grootste probleme, geestelike probleme, wat ons baie keer mee worstel. En in dieselfde asem, wil ek met julle iets praat oor iets praat wat op die oog af dalk nie geestelik lyk. So aan die een kant ons grootste geestelike probleem, en aan die ander kant iets wat, as ek dit vir jou sê, hierdie is 'n geestelike oefening, van die meeste van julle vir my dink, wat fout met jou, jy moet weer gaan teologie wat jy praat nonsens. So ek gaan nie oor daai twee goed praat, maar kom ons lees Matteus 6 net eers. So Matteus 6, daarvan vers 25 af, gaan ons saam lees. Jesus wat praat, is deel van die bergrede, daai hele gedeelte wat hy daar met die mense praat, en dan sê hy, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie, tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer 1 el by sy lewe voeg? En waarom is hy oor klere bekommer? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle soeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle gekleed nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so kleed, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Soos Duitjie ons ook nou gesê, daar is soveel goed in die lewe wat daar buite is, waaroor ons geen sê het nie, waaraan ek eintlik niks kan doen nie. Goed wat ons bekommer, wat ons opstres, wat iets in ons lewe moet doen. As ek nou vir julle moet dood eerlik wees, ek is nog ons 'n stresser. My klein lyfie is nog ons 'n lyf wat geneig is om te stres. Toe ek baie klein was, al het my ma my op 'n stadium so kindige toe gevat, en daar was baie foute met my, maar hierdie een was toe nou onder andere vir stres. En sy sê toe, luister, maar jy sê nou die persoon waar stres gaan sit in jou lyf. Jy voel nie noodwendig of jy stres nie. Dit lyk nie eens noodwendig of jy stres nie, maar daai stres is besig om jou siek te maak. Ek dink ek was soos 11 jaar oud. Nee, dit het net erger geword hoe ouer ek word, tot ek nou eintlik geleer het om op 'n manier hierdie stres mee te deel. Eksterne faktore. Ek weet net hierdie week, wanneer was ek? Laas week maandag het ek so 'n bietjie by van die boere omgery en halfpad langs pad ek 'n korrekte aanval gekry oor die reën. Toe begin dit reën, toe gaan dit so 'n bietjie beter. Toe kom op maandewonings, nou is ek alweer op my serie. Niks help nie, alles gaan net eintlik erger en erger en erger. Op 'n manier is dit wie ons is. Ons spandeer ons tyd, ons lees die koerante, ons luister die nuus, daar is net nie so iets soos goeie nuus nie. En dan iewers begin ons lyk soos hierdie arme man op hierdie foto. En natuurlik het Jesus dit van ons geweet. Ek dink God weet dit van ons, want dis hoekom hy ook in die Bybel weer sê, moenie bang wees. Ek glo dit is een van die groot redes hoekom hy hier in hierdie gedeelte vir sy disippels sê, tel net bietjie julle koppe op. Hierdie stres, hierdie bekommernis, hierdie worry waarmee ons sit, is regtig glo ek een van die grootste, en dis wat ek in die begin gesê het, geestelike issues wat ons mee sit. Daarom praat die Bybel so baie daaroor. Daarom praat die Bybel so baie. Moenie bang wees. Of sal maar nie dit oor dink op agter. Kyk
sal daar vir my hulp kom. Hy sê, tel net met jou op julle koppe, kyk nou hoe groot is my skepping, kyk nou hoe groot is alles in hierdie wêreld, waar ek alles voor versorg. En onthou, wie is jy? Onthou dat ek jou gemaak het, en as ek vir die voëls kan sorg, as ek vir die blomme, ek het nog nooit van 'n nagsing nou weer, daai vertaling is altyd vir my snaaks vertaling, is een van 'n mooi veldblom. As ek vir die nagsing sorg, as ek vir die voëls sorg, hoeveel meer gaan ek nie vir jou sorg? Waaroor is jy so bekommerd? God sê, ek sal sorg, en baie keer ook, natuurlik gebeur al in ons lewe, daar kom sleg. Maar hy beloof ook, wat sê hy, ek sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat in my glo. Daai is nie belofte dat het gaan goed gaan. Daai is nie belofte dat jy altyd gaan ryk wees en nooit gaan siek word nie. Wat hy sê is, ek gebruik ook die sleg, ek gebruik ook die negatief, om tog iewers in jou lewe iets goeds te kom doen. Jesus kom sê, en dit klink miskien so 'n bietjie arrogant, op 'n manier, dit klink so 'n bietjie nie omgeerig nie, maar eintlik is niks in hierdie lewe die moeite werd om oor te stres nie. Eintlik is niks in hierdie lewe die moeite werd om so siek oor te word nie, want dit is in God se hand. God is die een wat sê, ek sal dit dra. Ek sal die droogte dra, ek sal die wurms dra, ek sal die ekonomie dra, ek sal selfs die ANC en die EFF dra. Ek sal hierdie uitsorg. Ek het dit is in my hande. Ek wil vir julle 'n video wys. Wat ek wil julle net gou saam met kyk. Is 'n man in die naam Joshua Bell. Hy is een van die, wat is die Engelse woord, child prodigies op die viool. Hy is een van die beste vioolspelers van die laaste, meeste sê van die laaste 100 jaar is hy een van die beste vioolspelers. Die viool wat hy speel is 'n Stradivarius wat in 1713 gebou is. So dis hierdie miljoene rande werd se viool. En hy het hierdie experiment gedoen, en dit was in 2007, het hy daar in Washington DC op die underground, het hy gaan viool speel. En die stuk wat hy daar speel is 'n stuk van Bach, dink ek, want soos een van die bekendste vioolstukke is, een van, vir ons meester het sê, dit is omtrent die moeilikste, maar ook die mooiste stuk viool, of vioolstuk wat ooit geskryf is. Het julle opgelet in die video? Niemand het gestop. Niemand het gekyk. Niemand maak eers die tyd, wat hy gedoen het, hy het sy, soos typies wat ons in die fliek sien, hy het sy vioolkas daar neergesit, en 'n paar senter aangesit, om te kyk, wat die bietjie ou in sy hand af kan trek. Op die einde van die dag, toe hy daar ophou speel, het hy 'n volle $32 gemaak. Dit is wat hy gemaak het vir sy dagse viool speel. Dis die probleem, glo ek, wat Jesus hier vir ons kom aanraak in Matteus 6. Hy sê, skoonheid, mooi, hulp, krag, hoop, is in hierdie lewe. Dis daar voor jou, maar ons mis dit. Ek was Vrydag by 'n
ding daar in Kempton Park so met die hotel aan. En iemand sê toe, maar ons lewens is soos 'n snelweg. Ons is op hierdie 4-baan snelweg wat ons deur die lewe jaag. Daar's nie tyd vir stoppie, daar's nie tyd vir kyk nie, daar's nie tyd vir omgee vir wie rondom my is. Dis net jaag om iewers uit te kom. En ons mis dit wat rondom ons aangaan. Het jy al gesien, terwyl ons nou oor die snelweg net praat, wie van julle kry road rage? Wie van julle is op ons geneig om wees net maar eerlik? Ek ken nie van julle. Nee. Daai Richard kry jy road rage. Daai gejaag, daai gestres oor die verkeer, daai die hele tyd rondom my kyk, dis nie goed vir ons. Dit doen iets hier in my hart, nee. En dit is presies die probleem waarmee ons sit in ons lewens. Hierdie snelweg waar ons is, maak dat ons meer bekommerd is oor goeders wat nie eintlik saak maak nie. Dat goeders wat saak maak, so erg vir ons raak, dat ons eintlik nie weet hoe om dit te hanteer nie. En dat ek dan iewers snap en begin oorreageer en teenoor die mense rondom my begin reageer op maniere wat nie reg is. Die ander probleem van hierdie snelweg is dat alles net by ons verbygaan. Ons mis die mooi. Ons mis God se seën in ons lewens. Ons mis God se seën in die mense rondom ons se lewens. Jesus sê in hierdie teks in Matteus 6, een van die groot probleme in ons lewe is bekommernis en stres en vrees. En die rede hoekom dit so groot probleem is omdat ons nie kyk nie. Omdat ons nie oplet nie. Omdat ons nie fokus op dit wat rondom ons aangaan. Daarom wil ek nou by die tweede ding uitkom, wat dalk vir jou geklink soos 'n nie geestelike ding, maar wat ek glo een van die grootste geestelike oefeninge is wat daar is, en dit is loop. En meer spesifiek, kaalvoetloop. Ek glo met my hele hart dat kaalvoetloop, of ten minste net loop in hierdie wêreld, die een ding is wat ons oë laat oopgaan. Wat ons help om weer die blomme in die veld en die voëls in die lug raak te sien. Week voor dit, het ons daai gedeelte in Exodus 3 gelees oor Moses. En 'n vrou skryf daar, Elizabeth Barrett Browning, sy sê, Earth is crammed with heaven. Hoe mooi sê dit? Earth is crammed with heaven, and every common bush on fire with God. Earth is crammed with heaven, and every common bush on fire with God. But only he who sees takes off his shoes. Only he who sees takes off his shoes. Ek glo dat die probleem wat ons mee sit, is die feit dat ons nooit rustig raak. Nooit stop. Nooit tyd vat om net weer te kyk, waar is God mee besig? Wat doen God in hierdie wêreld nie? En kaalvoetloop is een van die goed wat mense help daarmee, want as daar dorings is, kan jy nie vinnig loop nie. As die gras in jou voete steek, kan jy nie vinnig loop nie. As die klippe op die teerpad te skerp is, kan jy nie vinnig loop nie. Ons gaan deur hierdie lewe met hierdie amper tanks aan ons voete, om ons voete tog net te beskerm, en iewers raak ons los van God se skepping. Ons is besig met 'n boek, dan het vir julle gesê, Altaar in the World, dat ons 'n bietjie saam oor praat met die vrou wat dit geskryf het, Barbara Taylor Brown, of eintlik Barbara Brown Taylor, sorry. Sy sê, gaan kyk bietjie na Jesus. Gaan lees net weer bietjie op jou eie tyd die evangelies. Jesus het oral geloop. Oral waar hy gegaan het, hy geloop. Hy kon natuurlik baie maklik iemand gekry het om vir hom 'n perd te gee. Hy kon baie maklik iewers op 'n waag klim het, hy was in die Romeinse Ryk, hy kon baie maklik op 'n waag klim het. Hy kon van hier na daar, na daai persoon toe, na hierdie persoon toe met spoed gery het. Hy kon, as hy wil, van sy een preek na sy volgende preek. Maar wat doen hy? Hy loop. Stap vir stap, rustig. En langs die pad ontmoet hy die bedelaar, langs die pad ontmoet hy die melaatse man, langs die pad ontmoet hy hulle wat siek is, blind is,
omdat hy stadig loop, omdat hy sy tyd vat, sien hy wat aangaan in hierdie wêreld. Omdat hy stadig tree vir tree kon loop, kon hy aandag gee aan die diepste issues, die diepste pyn en seer van die mense rondom, van die wêreld rondom. Sy skryf, en ek dink sy's reg, dat die Bybel ons leer, dat een van die groot goed, hoekom Jesus so sensitief en so betrokke was by die mense van sy tyd, is omdat hy so stadig en rustig deur sy bediening gegaan het. Niks van gejaag nie. Tyle, wie is daar vriend van hom wat doodgaan, nou blank ek op sy naam, Lazarus. Dankie, vir ek vir myself wat kan onthou. Toe Lazarus dood is, het hy gejaag so doen, wat doen Jesus? Hy kom 3 dae laat. Sê, wees nie vir my bekommernis nie. Ek gaan nie dit my jaag nie. Ek gaan my tyd vat. Ek gaan rustiger, ek gaan doelbewus stadiger wees. Hierdie ding van stap is ook nie nou Barbara Brown Tyler wat uitdink of ek wat uitdink. Dit is nog amper van alle tye af een van die grootste geestelike dissiplines. Van net na, eintlik al in die Ou Testament, as mens Psalm 121 gaan lees, dis 'n pelgrimstog. Hierdie idee van stap na God toe, stap tempel toe, later jare in die Nuwe Testament kry ons al hierdie pelgrimstog van ons wat sê, maar ek gaan 'n deel van my lewe afstaan daaraan om te stap iewers heen en in daai stap iets van God en van God se teenwoordigheid te ontdek. Want dit is wat Jesus gedoen het. Dit is hoe Jesus geleef het. Natuurlik is dit een van die laaste goed waaraan ons dink, as ons dink oor geestelike goeders. Maar as ons, so net vandag, daar is in Spanje is daar die Camino de Santiago, ek weet nie of julle die groot, die Camino, 780 km se stap. Dit is 'n bietjie rof.